Ons gaan vanoggend aan rondom die breeks van Openbaring. Dis net 'n bietjie 'n beklemtoning rondom sekere goed. En ek wil vanoggend met u praat rondom die 7 geeste van God. Nou, dit het ons laasweek het ons gesien, of presies wat het ons sê hierso in Openbaring 4:5, en daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 4 fakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. So, dis baie duidelik, in die Ou Testament kry jy die menorah, en daar 4 fakkels wat vanuit hom brand. Nou sê Openbaring dat hierdie 4 fakkels is voor die troon van God, en hulle brand daar, en dit is die 7 geeste van God. Dis die 7 geeste van God. So ek wil praat met u in die lig vanoggend van die Nuwe Testamentiese menorah, en dan die effek daarvan op bediening. Die effek daarvan op bediening. Nou kom, ek wil hê iemand, ek kan net rustig sit vanoggend en luister. Ek wil net eers 'n paar van 'n punt af beweeg, dan sien waartoe ek gaan. Nou, hierdie het ek nog nie so gesien nie. As ek nou deur die 4 evangelies lees en ek sien seker goed wat Jesus doen, dan beskou ek dit op 'n hele ander manier as wat ek voorheen dit gesien het. Nie op 'n verkeerde, dat die vorige maniere verkeerd was, ek het dit net nooit so duidelik so gesien nie, wat vir my baie kosbaar en mooi is. En dis bitter eenvoudig, maar weet jy, is partymal die eenvoudige goedjies wat die woord lewend maak, want wanneer jy nou lees, kyk jy met 'n ander perspektief, want jy het nuwe perspektief gekry, iets wat niets oopgegaan het, iets wat duideliker is. Nou kom ons lees gou, Lukas 3 vers 21 en 22. En toe die hele volk gedoop, en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemele oopgegaan. Jesus by die dooping van Jesus. Dis die eerste keer wat Jesus nou eintlik op die toneel kom, op die ouderdom van 30. Tot en met hier weet jy niks van Jesus. Jy is niks opgeskryf. Jy weet een keer van 12-jarige ouderdom in die tempel, en die ander keer waar hy as 'n babatjie gedoop is, of opgedra is aan die Here, in die tempel. Dis al wat jy van Jesus, daar's verder niks van Jesus te lees in die Nuwe Testament, voor hy nie op die toneel gekom het, net voor hy begin bedien het nie. Nou tot op hierdie punt het Jesus nog geen bedienwerk gedoen nie. Nou wil ek gou vinnig vir julle sê, tot op hierdie punt het daar nog geen lig in die duister geskyn nie. Tot op hierdie punt het Jesus ook nog nie geskyn nie. Tot op hierdie punt, voor Jesus gedoop is, was Jesus nog nie die lig van die wêreld nie. Want ek wil gou jy moet dit so verstaan, sy liggaam is nie die lig van die wêreld nie. Sy liggaam is nie die lig van die wêreld nie. En daar was sekere goed wat nog nie met Jesus plaasgevind het, nou sekere goed wat moet plaasvind, sodat die liggie kan kom. Maar kom ons lees, en toe die hele volk gedoop, en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemele oopgegaan, en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante, soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem uit die hemel gekom, wat sê, U is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Hier sien ons die eerste keer in die Nuwe Testament, waar Jesus as 'n man op die ouderdom van 30, in 'n liggaamlike vorm, die seun van God, en hier kom die Heilige Gees, en dit kom op hom soos 'n duif, en dit het op hom gebly, sê een van die ander vertalings, en dit het op hom gebly, dit het gekleef aan hom. So dit kom op hom. Dan lees jy Lukas 4 vers 1 tot 14, van hier af, beweeg Jesus na die woestyn, maar dit sê, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. So die Heilige Gees het op hom gekom soos 'n duif, en dit het hom vol gemaak met die Heilige Gees. Dit het nie net op hom gekom nie, maar dit het ook hom vol gemaak, want hy het van die Jordaan af vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. Dis 'n belangrike een. En Jesus is deur die Gees teruggekeer van die Jordaan af, is en deur die Gees in die woestyn ingelei. Nou ek wil gou hier met hierdie 2 konsepte sien. Hier kom die Heilige Gees kom soos 'n duif op hom, en dit bly op hom. Maar daar is 'n tweedelige ding wat hier plaasvind. En dan sê dit, en Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekeer, en is deur die Heilige Gees die woestyn ingelei, en toe sy 40 dae deur die duiwel versoek. So die Heilige Gees het op hom gekom, hy is vol gemaak, hy is versoek, en toe sê dit, en Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer. Voor op hierdie punt het Jesus nog geen kragte gedoen nie.
Geen werke nie. Geen wonderwerke nie. Hy het nog nie begin preek nie. Niks nie. Want Jesus se liggaam is nie die lig nie. Jesus se liggaam is nie die vuurvakkel wat brand nie. Jesus se liggaam in sy fisiese vorm is net die lampstander. Dis al wat sy fisiese liggaam is. Nou hierdie lampstander kan net hier staan, maar as jy nie die vlam aansteek, is daar geen lig nie. Jesus se liggaam, sy fisiese liggaam is net die lampstander waarop die kerse moet kom. En dan sê dit Lukas 4 vers 18, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Want wat gebeur het is voor die moment, het die Heilige Gees op Jesus gekom soos 'n duif. En hy is vol gemaak met die Heilige Gees. En toe hy van die woestyn af wegkeer, toe begin hy optree in die krag van die Here, en hy gaan die tempel in, en hy gaan sê vir hulle, hierdie skrif is vandag in julle midde vervul, want die Gees het op my gekom, en hy het my vervul, en nou sal julle kragtige werke begin sien. Die skrifte van die Ou Testament sal nou tot vervulling begin kom. Julle gaan dit sien. Julle gaan dit sien. En dan sê die ongelooflike skrif, wat natuurlik Jesus deur al hierdie skrifte bevestig, die volgende. Maar daar sal 'n takkie uitsprei die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid, die Gees van verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. Nou daai Gees wat op hom gekom het, is die 7voudige Gees, is die 7 geeste van God. Ons het baie duidelik gesien, dat dis nie 7 verskillende geeste nie, dit is die Heilige Gees, in 7 verskillende uitwerking, of 7 verskillende funksies, maar hierdie Gees rus op hom. En wanneer Jesus begin funksioneer in kragte, en hy begin nou bedien, dan gaan jy hierdie 7 funksies begin sien. En dis hoekom dit so ongelooflik is, die volgende. Jesus sê, Johannes 1 vers 4 tot 5, weet, dit is vir my soos verligting, as ek nou die evangelies lees. Miskien is dit vir u niks, maar dammit, dit maak my opgewonde. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. In hom was lewe, en hierdie is deksels belangrik om te verstaan. Sê gou vir my, sit sy vleeskas wat die lewe is? Nee. In hom, binne in hom was lewe. En sê gou vir my, wat was die lig vir die nasies? Die lewe wat binne in hom was. Dis hoekom Jesus se lig het niks geskyn, voor die Heilige Gees op hom nie gekom het en hom nie vervul het en vol gemaak het, en hy toe begin bedien het nie. Die moment toe die Gees hom vol maak en op hom kom, woep, word die liggie aangeswitch. Voor dit geen lig. Die hele wêreld nog in duisternis. Die liggie het nog nie aangegaan. Die liggie het eers na Jesus se 30 jaar van bestaan, het die liggie eers op aarde aangegaan. Nie voor dit nie. Want in hom was lewe, en sy lewe was die lig vir die nasies. Weet, hier is dan iets ongeloofliks. Hier kom het. Hier staan die menorah. Dis Jesus. Hier is Jesus, in sy liggaamlike vorm. Weet jy, hier kom die Heilige Gees op hom. Maar die Heilige Gees kom op hom. Hier kom het op hom, hier sit hulle. Hy kom op hom, in 7 verskillende funksies, hier sit hulle. En dan sê dit, en het vol van die Heilige Gees. Die lampstandertjie vol gemaak met die Gees, die olie het geloop, die nuwe olie, verteenwoordiging van die Heilige Gees, vol getap met olie, tot en dan die lampstandertjie nog nie gevul nie, so die liggie kon nie brand nie, daar was nie olie om aan te steek nie, vol geloop, die Jesus. En weet jy wat, die kom die Heilige Gees op hom, woek, steek hulle aan, Agatte, hier begin dit brand. Jesus is die Nuwe Testamentiese menorah.
Menorah in die Ou Testament in die Hebreëse taal beteken eternal light, ewige lig. Jesus is die lig van die nasies. Hy is die Nuwe Testamentiese menorah. Die menorah in die Ou Testament spreek duidelik van die een wat sou kom, die lig van die wêreld, die een wat skyn in die duisternis. Maar om lig te wees, en hierdie is die belangrike ding, jy is nie maar net lig nie. Jy kan nie lig wees as die olie nie vol getap is en nie aangesteek is nie. Jy is geen lig nie. Jy bly maar in die duister. En jy bedien in duisternis. Hier is die volgende een. In hom was lewe. Wat is die lewe? Elke môre in die tempel is daai menorah, daai kandelaar volgemaak met olie, sodat hy kan aanhou brand. Hy mag nooit dood nie. Hy brand konstant. Vandag brand hy voor die troon van God as 4 fakkels. Maar hier is belangrik een. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. So die manier hoe hy geleef het die lig laat skyn. Dit wat hy gedoen het, was die lig in die duisternis. Nou wil ek gou vinnig vir julle onthou, die volk Israel was van wat is die laaste Ou Testament? Hoe kan ek dit nou nie onthou nie? Maleagi. Tot Jesus gekom het, 400 jaar, tyd van die diaspora. Geen profeet opgetree nie. Geen wonderwerke nie. Zults, daar was absolute stilte van God vir 400 jaar. Vir 400 jaar. Duisternis wat teenwoordigheid van God aanbetref. Ewe skielik, vir 30 jaar staan die menorah daar, maar die olie is nog nie gegooi nie. Die tyd moet eers regkom, 30 jaar. En Jesus weet, the time is right. Hier begin hy stap. Hoekom het hy dit lank al gedoen? 30 jaar, weet jy hoekom nie man? Elke ding op sy tyd. Hier kom hy by Johannes die Doper. Daar word hy gedoop, Heilige Gees kom op hom. En hy is vol van die Heilige Gees van die Jordaaneweg, vol gegooi met die olie. En toe hy daai woestyn uit wegtrek, toe is die vlam gelight op Jelly. Toe is hy gelight. Toe begin jy lig sien. Vir die eerste keer in 400 jaar begin die lig weer skyn in 'n donker wêreld. Deur middel van 'n persoon wat lewe in totale kontras met die duisternis. Nou hoe skyn sy lig? Want 'n mens sê altyd Jesus is lig, maar hoe skyn sy lig? Sy lig skyn deur middel van die 7 verskillende funksies van die Heilige Gees. As jy byvoorbeeld vat, hierso is autoriteit, die Gees van die Here, is authority. So wanneer jy Jesus sien optree in autoriteit, dan sien jy daar skyn die lig. Want die lig skyn in autoriteit, bo siekte, bo demone, bo storms. Dis 'n lig wat skyn. Dis die Gees van autoriteit. Dis die Gees van die Here wat brand soos 'n vuurvakkel. Jy weet, as ek nou die evangelies lees, dan sien ek amper hier is die menorah, Jesus in sy liggaam, ek sien hulle ingepers. En dan sien ek hoe brand hierdie vlammetjies. En as ek sien, hier kom Jesus en hy is in die tuin van Getsemane en hy worstel met God, dan sien ek, daar brand die lig van die vrees van God, want hy buig die knie onder gehoorsaamheid. As ek sien, hy praat met Martha, dan sien ek hoe brand die vlam van verstand, want hy het absolute verstaan in wat in 'n hart aangaan. As ek sien hoe tree hy op met die Fariseërs, hoe hy verstand het oor wat in hulle harte aangaan, en op grond van daai verstand, dan sien ek hoe brand die vuurvakkel van wysheid, hoe hy 'n absolute wysheid hanteer en oorkom, en hulle eintlik kom hulle daar aan, hulle wil die prostituut doodgooi met klippe, maar hy weet, uit kennis, nou kom, brand die vuurvakkel van kennis, nie net kennis nie, maar kennis van die wet, kennis van God, kennis van die skrifte, maar verstand wat gaan hulle harte aan, verstand oor wat hulle eintlik ook self gedoen het, die absolute wysheid, om nie net vir hulle iets te sê nie, al wat hy doen is, krap in die sand, sê niks,
Hy sê vir hulle niks, hy sit net daar. Hy weet presies wat aan die gang is, maar daar is die lig wat skyn. Hierdie ouens wil optree en hulle wil oordeel en hulle wil judge en al wat Jesus doen, hy ken hierdie, verstaan hierdie hele situasie. Dis nie hy in sy vleeskas nie. Dis die 7 geeste van God wat daar opereer, in wysheid, in kennis, in autoriteit, in gesag, in verstand, en daar krap hy in die sand. En toe hy weer opkyk, toe vra hy vir die vrou, maar, waar is hulle? Het nie ene klip gegooi nie. Nee meneer, hulle is almal weg, omgedraai en die klippe neergesit. Daar is die funksionering van die 7 geeste van God, wat daar absoluut soos 'n vuurvakkel brand in 'n donker wêreld. En jou lig kan nie skyn. As Jesus sê in Matteus, laat julle lig, julle is die lig van die aarde. Jy kan nie lig wees, as die 7 geeste van God nie deur jou funksioneer nie, want dit is die lig. Jy is nie die lig nie. Die lewe in jou, en wanneer dit begin brand, dit is die lig. En wanneer jy begin lewe, en daai goed begin homself deur jou begin uitdruk, dan begin die lig skyn. Weet jy wat, die kerk kan almal gered wees. Ons is hier die lig van die wêreld, ons kan net so in duisternis wandel. Net so in duisternis. Beteken niks. Jy maar jouself eintlik maar in donkerte, want jy het net Jesus ontmoet as jou redder. Dit is nie die roeping van die kerk nie. Die kerk is geroep om lig te wees vir die nasies. Sê gou vir my, wat kom eerste? Wat kom eerste? Lig of redding? Lig, nie redding nie. Lig. Dit sê in 2 Korinte 4 vers 4 tot 6, naamlik die ongelowiges en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Wat het eerste gekom? Wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring. Hy bring eers lig, hy bring verligting, dan die kennis van die heerlikheid van God. Sonder verligting is die kennis van die heerlikheid van God in duisternis. Bly die wêreld verblind. U en ek is geroep om ligte te wees in 'n donker wêreld, en jy kan dit net doen wanneer die Heilige Gees op jou gekom het, jou vol gemaak het met daai olie, en die vlammetjie word gelyk, en nou begin jy brand soos 'n menorah in die Nuwe Testament. Jy is almal 'n kandelaar met 7 vuurvakkels. Ek weet net nie of die 4 vakkels gelyk is nie, en of die kandelaar vol olie is nie, want dit is die probleem. As jy gered is jy 'n menorah. Jy's 'n kandelaar, maar jy moet brand met 7 vuurvakkels. Dis hoekom Jesus die mees effektiefste bedienaar op die aarde was, en nog steeds is. Want alles wat hy gedoen het, was lig. Sy lig het voltyds geskyn. He was the eternal light. Hy is dit. Hy is die menorah. Hy is vol met die olie, verteenwoordigend van die Heilige Gees. En die 7 geeste van God brand op hom, so 7 vuurvakkels. Wanneer hy bedien, dan sien jy lig. Hierdie is om jou 'n effektiewe bedienaar van God se woord te maak. Ons is partymal vlak, hoor. Ek bedoel dit nou nie lelik nie. Ek ook verskriklik. Maar jy weet, ons wil die hele wêreld na die Here toe lei, met 'n kandelaar sonder vlamme. En dan verstaan ons, kom ek vra gou die volgende. Jy hoef vir my te antwoord. Hoeveel mense het jy in 2023 na Jesus toe gelei? Hoeveel gebroke harte het jy herstel? Het jy demoon uitgedryf? Het jy dalk 'n wonderwerk gesien? Want as jy 'n kandelaar sonder olie, dan het jou lig nie geskyn nie, hoor. Jy dink dit het geskyn, het nie geskyn nie.
Daai is die lig. As jy skyn die lig nie. En weet jy wat is baie maar die probleem? Ja, maar niemand wil luister nie, en jy het al met mense gedeel, een van hulle wil nie. Maar weet jy hoekom? Want jy doen dit sonder lig. Jy is soos 'n kind van God wat tas in die duisternis. Jy het self die lig nie. Weet jy wat is die probleem? Ons lei, jy wil nou die dag vir u verduidelik het, jy het een konsep in jou kop. Dis hoekom Jesus, geen genesing van Jesus is op dieselfde manier nie. Hulle is almal verskillend van mekaar. Die laaste liewe een, nie een genesing op dieselfde manier nie. Want dis nie hy nie. Dis soos wat jy gaan nou, ek gaan see toe. Ek ken van see visvang, so bietjie. Dat ek vang my vel, ek vang meer bamboes en rotsa onder en snap die lyn as ek visvang. Maar, nou gaan ek sien toe en sit ek 'n lekker mosseltjie op. Nou met daai so ek visvang ken. Nou gaan ek hier dam toe, mossel op die haal. Ek gooi nou mossel in dit met 'n sinker en 'n hoek. Ek vang nou in 'n dam vis soos ek by die see wil vang. Hoeveel gaan ek daar uittrek? Niks. Dis verkeerde flip en aas, man. En daai hele ding gaan grond toe. Hy het eers 'n dobbertjie nie, kan nie sien wat hy Jose aangaan nie, maar dis hoe ons is. As jou lamp nie aangesteek is nie, dan gaan jy so vis vang. Jy gaan so bedien. Want jy het hierdie manier in jou kop, hoe jy dink dit is. En dis al hoe jy dit doen. Ons bedien baie maal eintlik in dwaasheid. Want ons bedien in donkerheid. Dis geen wonder, Jesus het nie gewaag om te bedien voor die vlam nie aangesteek is nie. Weet jy hoekom? Want dit is jou oneffektief gewees het. Niks wat jy in die 4 evangelies gesien het, sou gebeur het as Jesus op 29-jarige ouderdom begin bedien het. Jy sou 0 van dit gesien het. Niks. Hy sou dalk 'n paar mense na Jesus toe gelei het, na laat glo het en hier en daar, en dan sou hulle, wat dink jy, dink net gou vir een oomblik, wat sou gebeur het as Jesus begin bedien het op die ouderdom van 25? Wat sou gebeur het? Voordat hy die Jordaan het gekom het. Wat dink jy sou gebeur het? Dink julle die mense sou in hom glo? Dink julle hy sou naaste by so effektief gewees het? Nee, nie eers vir 'n stukkie nie. Hy het die lig van die Gees nodig gehad, want dis die lewe wat in hom was, wat die lig van die nasies was. Hier sit jy in 'n situasie, en jy is besig om met 'n persoon te praat, maar jou lig skyn helder, soos 7 fakkels. Nie, hulle weet dit nie. Niemand kan dit sien, net as jy daar staan nie. Dit word gesien wanneer jy begin. Wag, ek sien nou hierdie persoon, ek verstaan nou, hy vertel vir my so 'n bietjie van sy, wag, ek verstaan hierdie agtergrond. Ek begin verstaan hierdie persoon se hart. Nou begin die Heilige Gees vir jou wysheid gee. Omdat jy die hart verstaan, jy het nie die kennis van sy binnewêreld. Ek sien wat gaan nie aan. Hier's baie pyn. Hier's bitter gebrokenheid hier binne. Hier's totaal en al reeds 'n besef dat ek is eintlik in my kas. Weet jy wat? Dis hoe om hom te benader. Dis hoe om te benader. Met die hart van God, die Vader wat so lief het. Wat eintlik net, en dan begin jy om met wysheid, die regte aas, weet jy, en hy hap het, en hy kom, en jy katrol hom in, want jy het verstand gekry, die Heilige Gees, the spirit of counsel, and wisdom, and knowledge, en jy katrol jy vir hom in, maar nou sit jy daar, en nou kom jy agter, hierdie persoon, Jesus, maar die ou is vol van homself. Hy gaan gereeld kerk toe, maar hy, jou verstand, nee wat, hier is net woorde. Hy ken nie God nie is 'n stukkie nie. Hy ken net van kerk toe. Hy het sy stiekertjie gekry, toe hy hoërskool is. Sy chap, hy gaan nou hemel toe. Hy het 'n diploma. Ek weet nie of hy daarmee by die hekke ingaan nie, maar hy gaan seker sy diploma try wys daar. Maar hy is so self-righteous, want hy het sy stiekertjie gekry, hy het aangeneem en hy is voorgestel, en het geloofsbelijdenis afgelê, and his path is right to heaven. Ek het dit nou die dag weer gehoor, hier in daar is die babietjie besprinkel, sy is nou gered, en sy is op pad hemel toe. Goeie genade, maar oké.
Seker niks met my te doen, daai setup nou daar nie, maar in elk geval, nie gat hy. En jy kom agter, wag, ek kan nie vir hom nou bedien met genade nie, want hy het nie genade nodig nie. Wat wil hy met genade doen? Doen op pad hemel toe. Hy doen alles reg. Wat wil jy nou genade daar verkondig? Ek is aan op fyn. Nou kom die wysheid van die Gees nie, wag, vat hom bietjie Romeine toe. Laat die lig van die evangelie oor hom skyn. En daai lig in hierdie geval is nie grace nie, it's law. Jy is skuldig voor God, my broer. Daar skyn die lig van wie ek is, ek wil amper sê die lig van bekering tot God. Daar val hy lig. Kyk hoe lyk ek eintlik, hierdie goed kan my nie red nie. Sien jy die lig geskyn? Nou sien hy, die goed kan my nie red nie, ek is nie op pad hemel toe nie. Nou wat nou? Jesus. Maar dis net 'n voorbeeld van hoe ons partymal bedien in donkerte, sonder die funksie en funksionering van die Gees van God. Jy kan nie almal bedien met grace nie. Partymal moet besef, hy sondig en skuldig voor God. Daar's net een weg na Jesus en na die hemel en dis deur Jesus. Dis nie deur die groot doopie, dis nie deur baba besprinkeling nie, dis deur geen vorm van katekisasie of voorstellinge aanneem of enigiets van die aard nie. Daar's net een way en dis Jesus. Maar weet jy, en ek moet begin skyn soos ligte in 'n donker wêreld. En dit kan net gebeur wanneer die lampstaandertjie vol olie gemaak is en die vlammetjie gelight is en jy kan begin skyn. En die ding is, dit sal die dinamika van hoe jy bedien drasties verander. Weet jy wat doen u en ek? Ons bedien nou soos wat Jesus sou bedien het op 25 jarige ouderdom. Ek dink net hy was baie slimmer as ons aangaande sy kennis van die wet. Want dit sê, en die kind het gegroei in wysheid en kennis. Hy was ons jare voor wat dit aanbetref. But there was no power. Daar was niks bonatuurliks wat sou plaasvind nie. En dis wat ons doen. En ek is nie daarvoor geroep nie. En ek is geroep om te skyn soos ligte in 'n donker wêreld. Ons is nou Nuwe Testamentiese menorah. Ons is 'n lampstander. Maar er moet 'n plek kom waar u en ek gaan sit. Laat die Heilige Gees op my kom, my vol maak, die vlammetjie aansteek en ek begin regtig wandel in die roeping waarvoor God my geroep het. Baie meer effektief. Ons is geroep vir baie meer as wat ons tans beleef en doen. Dis eers lig, dan kennis van die glorie van God. Die lig moet eers skyn voordat die openbaring in die hand van 'n ander kan plaasvind. Sê gou vir my, hoekom het die mense so na Jesus toe gestroom by die hordes? Dit sê oor die tekens en wonders wat hy gedoen het. Was die tekens en die wonders nie? Dit was donker. Daai tekens en wonders is die lig. Hulle het na die lig toe gekom, nie die tekens en wonders nie. Die tekens en wonders is net 'n beskrywing van die sewe geeste God wat optree in krag. En hulle was verslae oor sy leer, kennis, wysheid. As ek nou deur die evangelie lees, dan sien ek nie kragte nie, ek sien nie wonderwerke nie, ek sien 'n vlam wat brand. As ek sien mense wat nou na Jesus toe stroom as gevolg, dan sien ek, dis nie daar oor hulle sien die lig, deur middel van die funksionering van die sewe geeste van God. Dis waartoe hulle stroom. Hulle stroom na die lig toe, want dit was donker. En as hulle lig sien, dan sien hulle hoop. En dan begin Jesus werk en funksioneer. En hy lei mense na sy Vader toe. Dis u en my roeping. Ons lig moet so skyn, dat 'n hopelose wêreld in die duisternis begin stroom na die lig. Dit is vir my baie interessant, dat mense in die algemeen, ek praat van Suid-Afrika, begin wegstroom uit die kerk uit. Waarna toe? Mense kyk TV-kerk, nie liggie, die TV. Mense stroom al meer uit die kerk uit, ons hou kerk op ons eie. Ons gat maar so aan. Dis 'n ding van die Satan. Die kerk se lig moet so begin skyn, dat die wêreld begin stroom. Hierdie gebou moet uitbreek. Want hulle sien die lig.
Hulle sien hoop, hulle sien verlossing, hulle sien genesing, hulle sien versorging, hulle sien liefde, hulle sien verstaan, hulle sien vergifnis, hulle sien al die konsepte waarvan die Bybel van spreek, en dis waarvoor u en ek geroep is. Maak jou lampie vol, dat hy aangesteek kan word. As jou lampie leeg is, kan daar niks gelight word nie. Maak seker, hy kom vol, en dat die Gees begin brand, so 7 vuurvakkels in jou lewe. Dis powerful, praat van 7 vuurvakkels. Dis nie hierdie ou klein vlammetjie nie, dit praat van 7 vuurvakkels. Dit brand, daar's krag in, daar's lig in. Dit is ons roeping. To be the light of the world.